Vandag gesels ek met Jean Dutron, 'n prokureur wat spesialiseer in familiereg, oor 'n belangrike uitspraak van die Appelhof waarin 'n Suid-Afrikaanse ma beveel is om saam met haar 4-jarige seun na Switserland terug te keer. Die saak fokus op 'n internasionale toesigtwis en die toepassing van internasionale reg en spesifiek waar 'n kind se primêre woonplek is en watter hof die reg het om oor toesig te beslis. Jean, welkom terug hier by ons. 2026, hier gaan ons. Jy is besig om notas te maak. Ek sien dis ernstige sake. Jou taal is so mooi. Baie dankie. Nou die hof het 'n Suid-Afrikaanse ma beveel om saam met haar 4-jarige seun na Switserland terug te keer, soos wat ek nou net genoem het. Wat kan jy ons meer oor hierdie saak vertel? Ja, kyk, hierdie gaan oor die Haagse Konvensie en ons doen baie redelik van hierdie saak te doen, veral met Suid-Afrikaanse howe. Wat gewoonlik, soos hulle sê in broad strokes in sulke gevalle gebeur, daar is, en ook nou in hierdie geval gebeur, daar was 'n Suid-Afrikaanse vrou en dan 'n man van Switserland. Hulle was in verhouding betrokke. Hulle het in Lucerne, Afrikaans Lucerne gebly. Ja. En lank daar gebly, hy het vir die stadsraad gewerk daar, hulle het ook 'n kind gehad. En toe begin hulle sekere huweliksprobleme optel. Die ma uiteindelik kom toe terug Suid-Afrika toe met die kind en sy sê nee, sy kom net vir haar familie kuier en 'n rukkie hier bly. Toe sy nou teruggaan, toe sy positief vir COVID. Toe kon sy nou ook nie teruggaan nie, maar toe een ding na die ander ding en uiteindelik het sy toe gesê nee, maar sy kom nie terug nie. En dis nou waar die Haagse Konvensie of the Hague Convention nou inskop. En wat in so 'n geval gebeur is, wat hulle noem die sentrale autoriteit, die Central Authority, wat ons familieadvokaat is, maak kontak met die sentrale autoriteit in Switserland, wat ook 'n soort van hulle familieadvokaat is, en dan daar's 'n paar goed waarna hulle kyk in 'n applikasie wat jy moet maak. Maar waarop dit basies neerkom is dat albei ouers het ouerlike regte en het ouerlike regte tot die kind en die ouerlike regte toegepas. Dis nie 'n pa wat lank afwesig was en glad nie sy kind ken nie, dis 'n pa wat 'n pa was vir sy kind en 'n ma wat 'n ma was vir die kind. Die kind is uit die land uitgeneem onder valse voornemens. Ja, ons kom net vinnig met vakansie. Daar was nie toestemming gegee vir die kind om nou 'n Suid-Afrikaanse burger te word en die hele tyd hier te bly nie. En dan ook baie belangrik waar die kind primêr of gewoonlik woonagtig was. Hierdie kind was woonagtig vir 'n tydjie in Italië, maar primêr woonagtig in Switserland. Dis wat hy ken, dis waar hy groot geword het, dis die taal wat hy praat. So, toe het die pa 'n applikasie ingebring onder die Haagse Konvensie en die Hooggeregshof hierso, die Pretoria Hooggeregshof hierso 'n redelike snaakse uitspraak gegee en het gesê dat, maar luister, die man en vrou is nooit getroud gewees nie en daarom is die Haagse Konvensie nie van toepassing. Toe gaan die saak na die Appelhof toe en daar is 'n baie kompetente appelregter daar, regter Tandy Norman. En sy het toe gesê, maar luister, of 'n kind getroud is of nie getroud is nie, of die ma en pa getroud is of nie getroud is nie, het niks te doen met die feit van die Haagse Konvensie en of die kind verwyder is onder valse voornemens, of die kind weggevat is van sy primêre woning en of hierdie pa ouerlike regte uitgeoefen vir die kind nie. Maar hier's waar 'n mens kan sien hoe die reg soort van ontwikkel. Gewoonlik sou so 'n bevel gewees het, sosiale dienste vat die kind, die pa kom saam met die pa en gaan terug. En dit is die einde van die saak. Maar hierdie hof, jy kan sien hoe die reg ontwikkel. Hier het regter Norman het 'n baie goeie bevel gemaak. Sy het gesê, luister, ek maak 'n interim bevel. Dis nie teen die kind se beste belang om terug te gaan nie, maar ek glo dat 'n Switserse hof kan beter hieroor beslis. So ek maak 'n bevel, en amper soos dat die al 43 bevelle, interim egskeiding bevel, omdat hulle nie, hulle was nie getroud gewees nie, sê, right, meneer, die ma en die kind gaan terug. Jy moet vir hulle 'n woning kry, jy moet vir hulle 'n kar kry, jy moet maandelikse onderhoud betaal, en dan moet julle hierdie saak na die Switserse hof toe vat en weet dat die Switserse hof hieroor beslis. So gewoonlik as jy 'n Haagse Konvensie bevel maak, is dit een bevel en is klaar. Ja. Maar sy was net slim geweest hierso en gesê, luister hierso, daar's komplikasies hierso, daar's ander sake of ander feite hierso. Beide ouers het 'n bietjie gesukkel met emosionele en sielkundige probleme. Gaan terug daartoe en laat daardie hof goed na hierdie saak kyk. Ek dink jy het nou al so 'n bietjie na hierdie volgende punt verwys, maar dalk kan jy ons net so 'n bietjie meer inlig na aanleiding van hoe die howe internasionale twiste rakende kinders hanteer. Ja, kyk, daar's die Haagse Konvensie wat mens gebruik en daar's meeste Europese en Amerikaanse lande het hierdie konvensie onderteken. Wat sê laat luister, as 'n internasionale twis is of as 'n twis, dit gebeur baie.
dit het gewoonlik so, toe ek begin reg te praktiseer het so 80 kg gelede. Laat. toe het mens baie mense sake gekry. Maar nou ons weet mense vir mense om Europa toe te reis, vir mense om Amerika, Kanada te reis, New Zealand toe te reis, daar toe werk, iemand te ontmoet, iemand op 'n skip ontmoet waar jy werk. En dan met hierdie persoon te trou en dan die man kan van Israel wees, die vrou van Suid-Afrika en hulle kan in New Zealand of Thailand toe bly. Ja, ekskuus, ons het so 20 sekondes oor, maar jy kan vinnig jou laaste gedagte klaar maak. Vinnige laaste gedagte is, daar is 'n prosedure, dis die Haagse Konvensie, wat mens gebruik, en dit solank jy dit instel binne 'n jaar van dit kind verby. Shander, die tyd is nou baie vinnig ingehaal, maar baie dankie vir die insig wat jy vanoggend hier met ons kom deel het. En ja, ek dink dit is nogal 'n ingewikkelde onderwerp, en daarom is dit belangrik om te verstaan hoe iets gepaard gaan met iets soos internasionale reg. Baie dankie. Presies. Nou goed, jy kan jou draftekkies gereed kry, want net hierna gesels Arnold met die Magnolia Road Runners. Jy's ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Ek is Arnold Geerts en ek hoop jou veters, hardloop skoenveters is nou vas, want ek gesels met Miguel de Silva en Magda Grobler van die Magnolia Road Runners, een van Pretoria en Suid-Afrika se gewildste hardloopklubs, en hulle gaan vir ons vertel hoe die klubs werk en hoekom jy dalk miskien by een sal wil aansluit. Welkom Miguel, lekker om jou saam met ons te hê. Magda, kom ons begin met, hoekom is dit goed vir iemand wat miskien, kom ons sê, oor 'n paar jaar 'n Comrades wil hardloop, of selfs net 'n paar padwedlope, hoekom is dit goed dat hulle by 'n klub moet aansluit? Ek dink dit is baie belangrik. Mense het soveel gemeenskap, ons noem dit in Engels community, en daar is soveel ondersteuning as 'n mens 'n klub lid is. En ek dink die kameraderie in ons klub is net ongelooflik. So ek kan dit vir enigiemand aanbeveel. Dit was nog alle jare so met Magnolia. Miguel, it's interesting that you've run 4 Comrades already. How did you get involved with the club? Let's take us back to how you first heard of Magnolia. Right, so I was part of a virtual club, and there I was struggling with motivation. I knew of a few people that were at Magnolia, and I thought, well, we're going to have to try it. Went for one run and got hooked. The community, everything, the motivation, it helps with everything, especially if you want to train, if you want to set a goal, there's always the people there. And then the nice thing about it is also that then you get tips and help and training help from your clubmates who have been in it for a while. Yes, yeah. We have one runner who's done 30 consecutive Comrades. So he knows everything that's going to happen, and you can just feed off everybody while you're doing your training runs. En mens mag ook nie padwedlope hardloop in Suid-Afrika as jy nie aan 'n klub behoort nie, of jy het nie 'n lisensienommer nie, dan moet jy 'n tydelike lisensienommer kry by die wedlope self. So dit maak dit makliker, nie waar nie, as jy by 'n klub is. Te doen, op die oomblik is die lisensie, ek dink omtrent 220 of 230 rand, maar as jy per wedloop 'n lisensie moet koop, gaan dit jou 70 rand kos. So as jy 5 wedlope gedoen het, dan het jy alreeds die lisensie betaal. So dit is die moeite werd om by 'n klub aan te sluit, beslis. Sien dan dat jy nou oor geld praat, wat kos dit om by 'n klub aan te sluit oor die algemeen? Oor die algemeen, dit is moeilik om te sê, elke klub besluit sy eie fooie. So dit kan jou enige iets van 500 tot 1500 rand kos. Party klubs sluit hulle klubklere daarbey in, of die hardloopklere, ander doen nie. So dit sal afhang van watter klub jy dan besluit om mee te gaan. Miguel, you guys have also got your race coming up at the end of the month here in Pretoria. Tell us about that and how difficult it is to put a race together these days. Sure, yeah, no, it's really difficult. So it's happening on the 31st of January. It's at Castlegate Shopping Centre. We're with Intercare. So it's a 21k, 10k, and then there's a 5k. Right. So we've got a variety for everybody. And yeah, there's so much there to go into a race. Magda knows more about it. We need a lot of volunteers. So there's registration, there's marshalling.
I don't think a lot of people understand how many people are needed. The to logistics work. of it all. The logistics, of and people who volunteer their time on the morning to come and assist other runners to have a good race. For nothing. For nothing. Perhaps yes. every now and then a T-shirt if you're lucky. So now in that. Miguel, I know that you had a very hard Comrades last year, and as we were saying earlier, what's in the plans for you and also for the club for 2026? Yeah, we're focused on Comrades for the moment. Well, at the moment we're going to train up for marathons. We have 2 Oceans coming up, and then a few of us do Comrades. We are I think one of the biggest clubs in Pretoria that goes to Comrades. So for me personally, I have a marathon coming up, 2 Oceans, and then I'm still deciding on Comrades. I hope that you do the right thing. I know. And run. Yes, yeah, I'm going for the 5th. If I do, it's the 5th. I'm halfway to 10. I might as well Go for the green just number. go for it. I hear you. And I hope you do. Magda, laastens, hoe kry mense vir julle in die hande? Ons het 'n webblad, Magnolia Roadrunners, alles een woord, en ons is ook op Facebook en Miguel doen daai werkies. Ek dink ons het 'n Instagram ja. rekening ook, en al ons kontakbesonderhede is op die webblad of dan nou op die sosiale Uitstekend. media. Waardeer dit. Miguel, thank you very much for coming in. Thank you. Magda, baie dankie vir jou. Thank you for having Waardeer us. julle regtig en sterkte vir die res van die jaar. Thank you. So, that leaves you with a little bit of food for thought when it comes to running. Net hierna bevredig ons jou soettand en natuurlik dis saam met ouma Bets gebak.